ons kan niks doen sonder U nie. Dalk is daar van ons wat dink ons kan. Dalk is daar van ons wat dink ons kan ons probleme self hanteer. Dalk is daar van ons wat dink ons kan hierdie lewe met al sy wendinge en al sy teenstand sonder U trotseer. Here, en al sê ons dit nie vir U nie, is dit soms in ons hart dat ons dink ons kan U nie, ons het U nie nodig nie, en dat ons nie moeite doen om by U uit te kom nie. Ek wil vanmôre, Here, erken dat ons nie kan nie. Ek wil vanmôre bid dat U vir ons op 'n wonderbaarlike manier sal kom aanraak en vir ons sal oortuig dat U grootste wens in ons lewens is, dat ons U sal soek, dat ons 24/7 met U in ons koppe sal leef. Ek wil vanmôre kom vra, Here, dat U vir ons elkeen wat hier is sal kom wys. As daar iets is wat U raak sien in ons lewens, wat tussen ons en U kom staan. Iets waarvan ons dalk nie eers bewus is nie. Iets wat so ongesiens ingesluip het in ons lewens. Iets wat net skielik te belangrik geword het. En wat eintlik die boodskap gee, dat ons sonder U kan. Maak vir ons stil voor U vandag. Here, en kom breek U woord in klein stukkies. Kom voer ons vandag soos kinders. Want baie keer verstaan ons nie eers dit wat U vir ons sê in U woord nie. Here, en ek voel ook nie vandag kapabel om vir enige iemand te sê wat U gesê het nie, maar ek weet. En ek baken daarop en ek glo dit en ek staan met 'n verwagting voor U dat U vandag die praatwerk deur die Gees sal doen. Dat U ons almal deur U Gees kom oortuig. Dat ons nie sonder U kan nie. En ek bid dit in die naam van Jesus, ons enigste Here. Amen. Vriende, ons lees vandag, soos ons vir julle uitgestuur het, Hebreërs hoofstuk 11, vers 17 tot 19. Ek gaan net nou dit hierna ook vir julle, 3 versies, ek gaan dit ook vir jou in die Nuwe Lewende Vertaling lees. Ek het dit daar op die bord gesit, as jy in jou Bybel wil volg, is dit eintlik beter, maar jy kan daar ook volg. Dit gaan oor Abraham, vir wie die Here 'n seun beloof het. Wie is 75? Ek wil nou nie jou voor almal uithaal nie. Daar is 'n hand daar agter, en dis nogal 2 manne. Op 75-jarige ouderdom het die Here vir Abraham kom beloof dat sy nageslag so groot soos die sand van die see sal wees. Ek is nog nie 75 nie, maar ek sal dit daar maar hard moeilik geglo het. Maar die Here het vir hom beloof. En die eerste van alles, ons wat sulke haastige mense is, 25 jaar later, het die belofte eers waar geword. Praat van moed verloor. En skaars het die belofte waar geword, 'n paar jaar verby gegaan. Toe gebeur hierdie. Die Here sê in sy woord, omdat Abraham geglo het, hoor die woorde, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan, die seun waarvoor hy so lank gewag het.
Ja, hy wat die belofte ontvang het en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word. Die nageslag wat hy gesê het, soveel soos die sand van die see sal wees. En toe het Isak gereed gestaan, Abraham gereed gestaan om sy enigste seun Isak te offer. Hy was oortuig daarvan dat God by magte is om uit die dood op te wek, waar het Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Dit klink nou moeilik, is moeilike woorde, die 83 vertaling vertaal het so bietjie moeilik, maar ek wil hoor, ek gaan dit nou die Nuwe Lewende Vertaling lees, ek wil met die woordspeling mooi hoor, ek is nie so goed met taal nie, maar ek dink enige mens kan dit verstaan. Abraham gee die kind wat hy ontvang het vir die Here, en dan ontvang hy weer die kind uit die dood van die Here af. Hou dit in gedagte. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, omdat hy geglo het, belangrike woorde, het Abraham, toe God hom wou toets, sy seun as het ware klaar geoffer gehad. Ja, hy wou sy enigste kind offer, die man wat God se beloftes ontvang het. Aan wie gesê is, Isak is die seun uit wie jou nageslag gebore sal word. Hy het daarop gereken dat God se kind selfs uit die dood sou opwek, en in 'n sekere sin het hy hom uit die dood uit terug ontvang. Belofte ontvang, seun gekry, seun gegee, weer ontvang. Elias was 'n baie bekende brugbouer in sy dorp. Hy het 'n baie klein dorpie gebly, maar hy was so bekend vir sy brûe. En nou Elias het baie by die Here stil gesit, en op 'n stadium toe hy by die Here sit, toe hoor hy 'n stem in sy binneste, want hy het toe nou al geleer om die Here se stem te hoor. Toe hoor hy hierdie stem wat vir hom sê, Elias, jou volgende brug sal vir geslagte lank hou en nooit val nie. Elias was so opgewonde. Hy het dadelik begin om 'n nuwe brug te bou, sodat hierdie dorpie se mense in die beskawing kan kom op 'n makliker manier. Hy het dit sy beloftebrug genoem en sy hart daarin gestort. Die inwoners van die dorpie was geweldig opgebonde, want soos ek sê, hierdie brug sou hulle in kontak bring met die dorpies om hulle en naby hulle. Elias se seun Mike het hom gehelp om die brug te bou, en Elias het geglo met die belofte van God aan sy kant, sou Mike uiteindelik bekend word ook in die omgewing vir die brug wat hy bou, en sou hy 'n nalatenskap wat ons in Engels noem 'n legacy opbou oor die brug. Maar een nag terwyl Elias weer bid, hoor hy 'n stem wat sê, breek die brug af. Maar Here, U het gesê die brug gaan geslagte lank hou, en dis ten minste Mike se toekoms wat op die spel is. U het gesê dit gaan vir hom 'n nalatenskap gee, dit gaan hom bekend maak in die brugbouery. Maar die stem het net weer teruggekom en gesê, Elias, breek die brug af. Toe Elias vir Mike se seun hiervan vertel, was Mike woedend kwaad. Hy sê, maar pa, Here, dan beloof hierdie brug sal vir geslagte lank staan en nooit val nie. Ja, my kind, sê Elias, maar die Here het ook gesê, ons moet hom vertrou. En uiteindelik het Elias die brug begin afbreek, en die inwoners van die dorpie het verslae gestaan. Wat nou? Terwyl Elias die brug afbreek, tref 'n geweldige aardbewing hierdie dorpie. Dit ruk alles uitmekaar. Dit was 'n foutlyn wat niemand van geweet het nie, wat verskuil was, wat skielik oopgebreek het, en ook die stukkie van die brug wat hulle nog nie afgebreek het nie, het in mekaar getuim. En as daar mense op die brug was, sou hulle dood gewees het, maar gelukkig was daar geen ongevalle nie. Na die aardbewing, toe die brug klaar vernietig is, het Elias weer gebid, want hy was nou 'n bietjie verward.
die stem. Elias, bou weer 'n brug. Dan sal ek vir jou wys waar om die ankers in te sit, sodat hierdie brug nooit in der ewigheid sal val. Elias, lang storie kort, het die brug herbou en dit was sterker en veiliger as al die vorige brûe. Dit het vir geslagte lank die gemeenskap gedien. En Mike het sy legacy gekry, sy nalatenskap. Hebreërs 11 wat ons gelees het, vertel ook van 'n opdrag, en dis waarop ek wil fokus vandag. Dit vertel van 'n opdrag wat Abraham by die Here gekry het, wat lynreg was in stryd met die belofte wat hy gekry het. Dink aan jouself, as jy so bid, en jy hoor niks, is maar prent dieselfde situasie. Die opdrag wat die Here vir Abraham gee, kanselleer alles wat die belofte beloof het. En tog was Abraham gehoorsaam. Al het Abraham nie verstaan wat die Here sê en wat aangaan nie, het hy gehoorsaam gedoen wat die Here hom gevra het. Hy het sy seun geoffer, wat beteken, of gaan offer, wat beteken hy sou hom moes doodmaak. Alle Christene, ek dink jy en Kluis, ek ook, is hou van beloftes, van die Here se beloftes, want dit is altyd wonderlike beloftes. Daar's oor die 7000 beloftes, lees ek op tannie Google in die Bybel. Ek het nog nie self getel nie. En dit verbeur my laas was dit ander getal, maar ek hou by 7000. 7000 beloftes in die Bybel. En mense hou veral van beloftes wat die Here vir ons sê, hy sal ons gesond maak, hy sal vir ons voorspoed gee, en hy sal ons seën, en ons hou ook daarvan om mense te herinner dat dit die Here se beloftes is, want dit is lekker om dit te sê. Maar ons mense is almal geneig om die belofte vas te hou, dat ons vir God vergeet. Ek wil dit op 'n ander manier sê, die Engelse sê dit. We cling to the gift over the giver. As ek dit in Afrikaans moet vertaal, dan sê dit, ons klou aan die geskenk en vergeet die gewer. Ons is so bly as die Here gesond maak, as die Here voorsien, as die Here reën gee. Ons is so bly as ons voorspoed beleef. Maar dit is baie keer daai gift. Dit is baie keer die geskenk wat maak dat jy ophou om aan die Here te dink. Ons lewe meestal, ons kry hierdie goed van die Here, gawes, maar ons lewe onveranderd voort. Want ons klou aan die gawe, die geskenk, en ons vergeet die gewer. Alles in jou lewe, en dit weet jy. Jy leef nie altyd so nie, ek ook nie. Alles in jou lewe is 'n geskenk van die Here. 2 Kronieke 29:14 sê, alles wat ons het, van God af. Jakobus 1:17 sê, elke goeie, ou ouers sê goeie gawe, hierdie Nuwe Lewende Vertaling sê, elke goeie ding wat jy kry, elke persent wat goed en reg is, staan dit so in die Bybel, kom van bo af van die Vader wat die sterre in die lig gemaak het. Alles in jou lewe kom van God af. Ek herinner jou vandag net daaraan, want ons vergeet dit. En tog is ons geneig om dit wat ons kry te koester en vas te hou en te vergeet wie dit gegee het. Hebreërs 10:36 sê juis, as jy so aanhou om te doen wat God wil hê, luister mooi, sal hy sorg dat jy kry wat hy beloof het. Hoor jy dit? As jy doen wat hy sê, sal hy sorg dat jy kry
wat hy beloof het. Jou lewe moet verander. Dis die belangrikste ding van die belofte. Jou lewe moet verander. Jy moet leer dat jy nie sonder die een wat hierdie geskenke gee kan lewe nie. Die Here probeer nie noodwendig met dit waarmee hy jou seën, met die geskenke wat hy gee, die beloftes wat hy maak. Luister mooi vir my. Hy probeer nie noodwendig jou lewe lieflik en gemaklik en gelukkig maak nie. Hy probeer jou lewe regmaak. Hy wil jou tot jou sinne bring, dat jy besef, jy kan nie sonder hom nie. Maar ons klou aan die geskenk en ons vergeet die gewer. Vir die Here, en ek het dit soveel keer al gesê en ek het gewonder of ek dit weer moet sê, ek wil dit net vandag weer sê, vir die Here is jou geloof die nommer 1 prioriteit. Jou geloof is juist dit wat jou naby aan God bring, en dis God se begeerte. Jou geloof is dit wat jou eendag in die hemel bring, waar God vir altyd saam met jou kan lewe. Die doel van ons aardse lewens is om ons by die Here te bring. 2 Korintiërs 4:18 sê, ons swaar kry op die oomblik is tydelik en gering. Die Mensvertaling sê dit mooi in 'n gewone taal, it's the small potatoes vir die Here. Maar dit bewerk 'n heerlikheid. Dit bewerk die hemel. Jou swaar kry op die oomblik help jou om God te kom. Om in die hemel te kom, is vir God die belangrikste. En ek wil amper vir jou sê, as jy dit van God verstaan, sal jy baie van die goed in jou lewe verstaan, wat andersins nie. En omdat jou geloof vir God so verskriklik belangrik is, sê die Here, 1 Petrus 1:7, die boodskapvertaling sê dit baie mooi, die ander vertaling sê dit bietjie anders, jy kan dit self gaan lees, 'n belangrike teks om te leer ken in jou lewe, sê die boodskapvertaling, julle geloof moet getoets en suiwer gemaak word. As jy al met 'n vliegtuig gevlieg het, sal jy weet dit van onder af ook, dat daai ding nie in die lug kan bly as al sy goed nie werk nie. En elke keer voor hulle met 'n vliegtuig vlieg, jy sal dit nie glo nie, dan doen hulle 'n volledige inspeksie om te kyk dat alles werk, want die vliegtuig se lewe hang daarvan af. Dis presies hoekom die Here jou geloof gereeld toets en ondersoek, want jou lewe hang daarvan af. Abraham, Hebreërs 11, julle ken dit al goed, ons gebruik dit baie van vooraf, word genoem 'n geloofsheld. Hy's 'n held, hy's amper die vader van geloof in die Bybel. Hy staan uit onder al die ander ouens. Hy en Moses is die groot manne wat die geloof betref. En as jy Hebreërs 11 gaan lees, dan sal jy sien, omtrent elke tweede paragraaf begin met, omdat hy geglo het. En jy sal ook sien in elke tweede paragraaf, omdat hy geglo het, is hy versoek. Het hy swaar gekry. Ons dink, ons geloof goed is, dan is ons skotvry, dan gaan dit net met ons goed. Nee. As jy Hebreërs 11 gaan lees, sal jy dit sien, dat dit met Abraham ook gebeur. Voorgehou as 'n geloofsheld in die wêreld, vir almal. En sy geloof word getoets van tyd tot tyd. Die woord toets in die Grieks, ek weet van julle stel belang daaraan, want julle praat met die ou by die kafee, is die woord peira, en dit beteken om oop te kloof, om oop te sny tot op die been. Met ander woorde, wanneer God jou geloof toets, dan sny hy letterlik jou hart oop, hy maak 'n oop hartoperasie, om vir jou te wys, wat is daar binne?
sodat jou lewe kan verander. Ek is baie gestel daarop dat my motor my nie langs die pad moet los nie. En tot dusver het dit nog letterlik omtrent nie een keer gebeur nie, behalwe met potholes, dit gebeur gereeld. So, ek sorg dat my motor gediens word wanneer hy gediens moet word. Maar ek voel dit vir my baie keer is nie nodig nie, want ek dink beteken my keer niks nie, maar ek vat hom nog steeds. Want hy moet reg wees as ek hom nodig het. Dalk doen jy dit ook, as jy 'n lang pad ry, kyk die water, kyk die olie, kyk die bande, jy sorg dat alles reg is, en dis wat die Here probeer doen met ons. Hy toets dit voortdurend, sodat dit reg moet wees, want niemand weet wanneer die Here kom. Niemand weet nie. En ek herinner jou net daaraan, hy sê in 1 Petrus 3 vers 9, dat hy ook die wederkoms 'n bietjie uitstel. Hy skuif die datum so 'n bietjie. Dis miskien ook om hierdie voorspellings van Dani Botha en die ouens nie klop nie. Hy skuif die wederkoms sodat ek en jy tot bekering moet kom as ons nog nie het nie. Dis sy doel met ons. Dis hoekom ons aanvanklik geskep het. Ons moet hemel toe gaan. Ons moet saam met hom gaan lewe. Dis sy grootste begeerte, en ek hoop vanmôre dit maak vir jou sin as ek dit sê. Dis sy grootste begeerte, dis die beste ding wat jy kan doen, eintlik die enigste ding wat jy in jou lewe moet doen, is om jou geloof te bewerk, om te glo, te werk daaraan dat jy glo. So Abraham verstaan nie wat die Here vir hom doen nie, hy verstaan nie wat die Here vir hom sê nie, maar hy gaan offer sy seun. En die woord offer is taalkundig so saamgestel uit die Hebreëus uit. Ek weet julle hou nie van Hebreëus nie, so ek sê nie vir julle wat die Hebreëus is nie. Die woord is so geskryf dat die woord offer in die Hebreëus beteken dat hy kind klaar geoffer het. En dis wat die Nuwe Lewende Vertaling ook sê. Die kind klaar geoffer, ek dink ek het dit hier opgesit, daar staan, omdat Abraham glo het, toe God hom wou toets, het hy sy seun as dit ware klaar geoffer gehad. In sy hart was dit 'n uitgemaakte saak, hierdie seun gaan doodgaan. Dit laat my dink aan Habakuk. Julle ken die gedeelte in Habakuk 3 vers 18 wat sê, alles daar niks, alles my land, alles al die vee in my kampe dood, al het ek niks, sal ek steeds nogtans bly die Here. Die afgelope 2 weke, en ek is nogal sleg, maar ek is nogal mal daaroor, as die Here in my eie lewe vir my kom illustreer wat hy wil hê ek vir die gemeente moet sê. En die afgelope 2 weke het ek so 'n toets deurgemaak. Nou, ek nie daarop te veel aandag aan gee nie, want dit gaan nie vir my daaroor, dis doodgewoon vir 'n illustrasie. Maar julle weet dat ek na die einde van my loopbaan toe aangaan, en ek moet binnekort in 'n ander huis gaan bly. En ek moet sorg dat die huis reg is. So, ek doen my bes, ek en my vroutjie, om die huis reg te kry voordat ons weggaan. Die huis kon ek nie bekostig nie, dit is 'n gawe en 'n geskenk van die Here af, wat hy vir my gegee het. Maar hier's die punt. Die afgelope 2 weke het die huis my so besig gehou, die gawe, die geskenk, dat ek die Here vergeet het. Hoor jy my? Jy sal dalk dieselfde ervaring hê. So ongesiens het my fokus geskuif van God af. Probeer regtig, omdat ek ernstig is met my werk, probeer ek regtig elke môre 1 of 2 ure uitsit om by die Here te sit en te luister en te lees en te bid. Vir 2 weke gebeur dit nie, want as ek gaan sit, dan bel iemand. Dit gebeur ongesiens. Ek dink is die grootste spel wat die duiwel speel. Ongesiens.
skuif jou fokus net weg en weg en weg van die Here af. En waar fokus jy? Jy fokus op al die geskenke wat jy gekry het. En jy vergeet die gewer van die geskenke. Dis die boodskap waarmee die Here my vandag na julle toe gestuur het. Ek wil vir jou vra, die Here wil vir jou vra, watter Isak is in jou lewe? Watter geskenk het die Here vir jou gegee? En nou vir jou 'n paar noem, wat jou aandag so in beslag neem, dat jy die gewer vergeet. Jy moet jou eie lewe ondersoek. Dalk is dit jou kinders. Ouers is baie keer so besig met ons kinders, selfs as hulle klein is, vra hulle jou aandag, as hulle groter is ons nog steeds met hulle besig, want ons wil sorg dat alles in hulle lewe regloop, dat hulle so gemaklik kan lewe as wat moontlik kan. In die proses hou dit ons so besig, dat ons nie by die Here uitkom nie, en dan vergeet ons kan maar hierdie bloetjies aan die sorg van die Here oorlos. Dit is nie nodig dat ek alles moet doen in hulle lewens. Dalk is dit jou werk, jou droom, wat jou so besig hou, dat jy nie tyd het om by God te sit. En ek sê nie, jy moet allerhande Bybelstudie en goed doen nie. Ek wil regtig vir jou sê, die teenwoordigheid van die Here verander 'n mens dramaties. Dis soos die son waar jy gaan tan Desember. As jy in die son kom, dan verander jou kleur, of jy word rooi of word bruin. En dis wat gebeur as jy jou aan die Here blootstel. Jy verander, sonder dat jy dit weet. Dalk is dit jou reputasie of jou invloed. Ons leef in 'n wêreld van sosiale media. En die sosiale media, as ek bevrees, en ek is jammer as ek 'n ou stem in die woestyn is besig om ons hele lewens oor te neem, dit het al. Maar die krisis daarvan is dat ons is so besig om ons beelde in die sosiale media, dit wat ander mense van ons sien, te politoer en blink te vryf, dat ons later nie meer natuurlik kan lewe nie. Ons raak bang om foute te maak, want mense moet net die blinkkant sien. Ons hou op om soos gebroke mense voor die Here te leef. Dalk is jy onbewustelik, ongesiens gevang deur die begeerte om raak gesien te word, om bewonder te word, om suksesvol te wees, om jouself te bewys, dat jy nie meer foute kan bekostig. En dan is jy verby die Here. Dalk het jy 'n talent wat maak dat ander mense jou bewonder. En dit raak vir jou so belangrik dat jy alles in jou lewe perfek moet doen. Want die ander mense gaan dit sien. Dis 'n geskenk wat ons wegvat van die Here af. Dalk is dit jou geld en jou besittings. En jy kan my sê wat jy wil van sulke goed. Ek preek nie teen besittings nie. Ek weet nie hoe jy dit hanteer nie. Ek het in my eenvoudige lewe agtergekom, hoe meer besittings ek het, hoe meer verdeeld is my aandag. Hoe meer goeders en geld ek bymekaar maak, hoe meer verdeeld is my aandag. En is nie dat ek sê jy verwaarloos vir God nie, maar die tyd wat jy het, wat jy aan God kan spandeer jy liewer dan aan iets anders en in die Here kry niks ekstra uit jou lewe uit. Liewe deeg, as ek my vroukie lief het, dan moet ek regtig probeer om die ekstra tyd in my lewe ten minste saam met haar te spandeer, maar as jou besittings en jou geld jou so besig hou, dan gaan alles in die gawe in die geskenk in al jou aandag, en jy vergeet die gewer. Laaste een, dalk is die Isak in jou lewe, jou planne of jou werkswyse, dat jy so gefokus is op doelwitte, op verwagtings,
op goed bereik, dat jy vergeet, dat die Here in sy woord beloof, dat hy alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ek praat vanmôre uit my hart uit en ek beskuldig jou nie. Die Here praat op hierdie stadium met myself ook. So ek kan baie aangaan met baie voorbeelde. Wat het die Here vir jou gegee, waaraan jy so onbewustelik vasklou, dat dit 'n struikelblok geword het tussen jou en die Here? Ek wil vra dat jy net vir 'n oomblik voor die Here sal sit met hierdie vraag. Ek hoop jy volg as ek sê, wat is die Isak in jou lewe? Wat is die ding in jou lewe wat jy op hierdie stadium, wat jy by die Here gekry het, wat jy op hierdie stadium verhoed om op hom te fokus? As jy dit wat in die pad staan tussen jou en God, wat is jou kosbaar? As jy dit offer, verloor jy dit nie, maar jy word nuut gemaak. Dis wat Abraham geglo het, dat die Here kan nuut maak, al is daar dood in jou lewe. Ons Hemelse Vader, so baie dankie dat ons vanmôre voor U kan sit en dat U Gees met ons gepraat het. So dankie Here vir dit wat U in die week vir my en my eie lewe gesê het. Dankie dat U my die wysheid gegee het om te verstaan, en ek bid dit vandag ook vir elkeen wat hier sit. Dat ons sal hoor wat U sê. Dat dit nie net by die een oor sal in en by die ander oor uit nie, Here, want ons weet, U woord bring lewe. Kom maak ons lewendig, Here. Kom trek ons nader aan U. Kom gee vir ons die krag om te besef dat die gewer die belangrikste is in ons lewens. Nie dit wat U vir ons gee nie. Ek bid dat U ons sal vergewe as ons die gawes wat U ons gee, die geskenke, belangriker geag het as U. Maak ons skoon. Geef ons 'n nuwe blaai om voort te kan begin. In Jesus se naam. Amen.